die gekruisigde lewe. Galasiërs 2 vers 20 sê, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, en wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het, en homself vir my oorgegee het. Geliefdes, ons leef in 'n tyd, waar mense wil hê, Jesus moet hulle red, maar nie hulle lewens regeer nie. Baie mense wil die kroon hê, sonder die kruis. Hulle wil die seën hê, sonder die opofferings. Hulle wil die hemel hê, sonder gehoorsaamheid. Maar Jesus het nooit gesê, volg my en doen wat jy wil nie. Hy het gesê in Lukas 9 vers 23, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Die Christelike lewe is nie net om kerk toe te gaan nie. Dit is 'n lewe wat gekruisig is. Die lewe waar die ou mens sterf en Christus lewe. Die gekruisigde lewe begin by die selfverloning. Jesus het gesê in Matteus 16 vers 24, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon. Die grootste vyand van baie Christene is nie die duiwel nie, dit is jouself. My wil, my begeertes, my trots, my planne. Die vlees wil beheer oorneem, maar die gekruisigde lewe sê, nie my wil nie, maar U wil, Here. Jesus het dit self gebid in Getsemane, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Wanneer ons onsself verloon, gee ons beheer oor aan God. Die kruis maak 'n einde aan die ou mens, volgens Romeine 6 vers 6. Ons ou mens is saam gekruisig. Dit het gesterwe. Hy het opgestaan binne in ons. Baie mense probeer die ou mens verbeter. God wil hom kruisig. Die ou mens hou van sonde. Dat hy hou van wêreldsgoed. Hy hou van ongehoorsaamheid. God sê nie ons moet hom oplei nie. God sê hy moet sterf. Die kruis is nie 'n versiering nie. Dit is 'n plek van dood. Die gekruisigde lewe kos iets. Jesus het nooit beloof dat disippelskap maklik sal wees nie. Johannes 15 vers 20 sê, as hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. Wanneer jy vir Christus leef, sal sommige mense jou verwerp. Sommige mense sal jou bespot. Sommige mense sal jou verlaat. Maar onthou, dit is beter om deur mense verwerp te word as deur God. Die wêreld sal nooit die gekruisigde lewe verstaan nie, want die wêreld leef vir homself, maar die Christen lewe vir Christus. Die gekruisigde lewe bring vryheid. Dit klink miskien vandag vir u vreemd. Hoe kan die dood vryheid bring? Omdat die dinge wat ons bind aan die kruis moet sterf. Wanneer die ou mens sterf, sterf bitterheid, sterf haat, sterf sondige begeertes. Die kruis breek die kettinge. Baie mense soek vryheid in geld. Baie mense soek dinge in drank, in dwelms en plesier. Ware vryheid word gevind wanneer Christus regeer. Die gekruisigde lewe dra vrug, volgens Johannes 12 vers 24. As die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Sterwe bring vrug voort. Wanneer ons sterf aan onsself, kom liefde, kom vrede, kom geduld, kom nederigheid, kom gehoorsaamheid. Die mees kragtige Christene is nie noodwendig die talentvolste nie. Dit is diegene wat die meeste aan hulle self gesterf het. Die gekruisigde lewe openbaar Christus. Paulus sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Dit is die doel van die kruis. Nie dat mense jou moet sien nie, maar dat hulle Jesus in jou moet sien. Wanneer mense na jou kyk, sien hulle liefde
liefde, sien hulle genade, sien hulle heiligheid, sien hulle Christus. Die wêreld het nie nog godsdienstige mense nodig nie. Die wêreld het Jesus nodig en hy wil homself deur jou openbaar. Daar is 'n opstanding na die kruis. Goeie Vrydag was nie die einde nie. Daar was 'n Sondagoggend. Na die kruis kom die opstanding. Na die pyn kom die oorwinning. Na die dood kom nuwe lewe. Wanneer God iets kruisig, doen hy dit om iets beter voor te bring. Die kruis is nooit die einde van die verhaal nie. God bring altyd opstanding. Die vraag is vandag, het jy 'n kruis om jou nek? Dra jy jou kruis? Die vraag is nie, gaan jy kerk toe nie. Die vraag is, leef Christus binne in jou? Die gekruisigde lewe is nie maklik nie, maar dit is die enigste lewe wat God eer. Die kruis maak ons nie swak nie, dit maak ons bruikbaar vir God. Vandag roep die Here mense terug na totale oorgawe. Miskien het jy van die kruis af wegbeweeg. Miskien leef jy meer vir jouself as vir Christus. Die Here sê vandag, kom terug. As jy jou lewe volkome aan Jesus wil oorgee, staan waar jy is en lig jou hande na die Here. Sê, Here Jesus, ek gee alles aan U. Kruisig alles in my wat nie van U is nie. Laat my sterf aan myself, sodat U deur my kan lewe. Ek kies vandag om my kruis op te neem en U te volg in Jesus se naam. Ek wil vandag saam met iemand bid. Hemelse Vader, dankie vir die kruis van Jesus Christus. Dankie dat U ons nie net geroep het om gered te word nie, maar om disippels te wees. Help ons om onsself daagliks te verloon, ons kruis op te neem en U te volg. Laat die ou mens sterf en laat Christus volkome in ons leef. Maak ons ligte in 'n donker wêreld. Gee ons die krag om getrou te bly totdat Jesus kom. Ons vra dit in die magtige naam van Jesus Christus. Amen en amen.